Goeiemôre aan almal. Julle is welkom om julle sitplekke in te neem. Nou sê ek lees vir ons uit Psalm 92. Wat sê hierso vanaf vers 2: Dit is goed om die Here te dank, om die naam te besing, Allerhoogste, om in die môre die troue liefde te verkondig en die trou in die nagte met 10-snarige instrumente, met harpe en die speel van liere. Want U maak my bly met U werk, Here, oor U handewerk jubel ek. Vers 9 sê: Maar U is vir ewig hoog verhewe, Here. En dan weer in vers 13: Regverdig is, soos palmtakke skiet hulle op, palmbome skiet hulle op. Soos seders op die Libanon groei hulle hoog. Hulle is geplant in die huis van die Here, in die voorhowe van ons God blom hulle. In die gryse ouderdom gedei hulle nog steeds, en hulle is weelderig en blaarryk, sodat hulle kan verkondig: Regverdig is die Here, my rots. Daar is geen ongeregtigheid by hom nie. So baie welkom aan ieder en elk van julle vandag hierso. Ja, hierdie Psalm sê, dit is goed om die Here te dank. Dit is goed om die Here te aanbid. En aangesien ons lekker afslag kry met die hitte, hoop ek dat dit vir julle elkeen van tot stigting sal wees, en dat hierdie diens die Here sal verheerlik, terwyl sy kinders, sy medegelowiges saamkom. Blaai asseblief saam met my na Maleagi, hoofstuk 1. Ek gaan vir ons die teksgedeelte lees, waaroor Isak sy boodskap gaan gee. Maleagi 1 vanaf vers 6. Let op wie hier aan die woord is. Let op die herhalings. Let op met wie daar gepraat word. Goed, die woord van die Here lees Maleagi 1 vers 6. 'n Seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. Maar as ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek die opperheer is, waar is die gesag vir my? Die Here, die heerser oor alle magte sê: Dit geld vir julle priesters, wat my naam minag. Maar julle vra, hoe minag ons die naam? Julle bied voedsel aan op my altaar, en dan vra julle nog, hoe het ons u verwerp? Omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word. As julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. As julle 'n mank of 'n siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Bied so iets vir jou streekgouverneur aan. Sal hy jou aanvaar? Sal hy jou goedgesind wees? Of goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here, heerser oor alle magte. Sou julle God dan nou gunstig stem, dat hy ons genadig kan wees, terwyl julle so iets doen? Sal hy deur julle te doen goedgesind wees? Die Here, heerser oor alle magte, het dit gesê. Was dit maar of was daar maar iemand onder julle wat die tempeldeure kon toesluit, sodat julle nie die vuur op my altaar verniet aan die brand steek nie? Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Immers van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies, en op elke plek word reukwerk, 'n reinoffer aangebied vir my naam. Want my naam is groot onder die nasies, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar julle ontheilig my naam, aangesien julle dink, die tafel van die Here is besoedel. En oor die wat dit bied, dink julle, sy voedsel kan maar geminag word. En dan sê julle, kyk watter moeite is dit nie. En julle skat dit gering, sê die Here, heerser oor alle magte. Julle bring diere wat geroof en mank en siek is, en bied dit as 'n offergawe aan. Moet ek dit uit julle hand aanvaar, vra die Here? Vervloek is iemand wat bedrieg
en deur 'n gelofte af te lê, en 'n verminkte dier aan die Heer te offer, terwyl daar 'n manlike dier in die kudde is. Ek is immers die groot koning, sê die Here, heerser oor alle magte. My naam wek ontzag by die nasies. Daarom dan, vir julle geld hierdie beslissing, priesters. As julle nie luister nie, en dit nie ter harte neem om my naam te eer nie, sê die Here, heerser oor alle magte, sal ek 'n vloek onder julle instuur, en ek sal dit vir julle wat tot seën moet wees, vervloek. Trouwens, ek het dit reeds vervloek, omdat julle die saak nie ter harte neem nie. Kyk, ek gaan julle nageslag en julle nageslag teregwys. Ek gaan pensmis in julle gesigte spat, die pensmis van julle feesoffers. Ek sal julle uit my teenwoordigheid verwyder. Dan sal julle besef dat ek hierdie beslissing oor julle gebring het, sodat my verbond met Levi kan bly bestaan, sê die Here, heerser oor alle magte. My verbond met hom was bedoel vir lewe en vrede. Ek het dit aan hom gegee om ontzag te wek. Hy het vir my ontzag gehad en vir my naam het hy gesidder. Betroubare onderrig in die wet het uit sy mond gekom en onreg was nie op sy lippe te vind nie. In vrede en opregtheid het hy saam met my geloop en hy het baie laat afsien van sonde. Die lippe van 'n priester moet immers kennis in stand hou. Mense soek onderrig in wat hy sê, omdat hy 'n boodskapper is van die Here, heerser oor alle magte. Maar julle het afgewyk van die pad, en baie mense laat struikel deur julle onderrig. Julle het die verbond met die Lewiete geskend, sê die Here, heerser oor alle magte. Op my beurt sal ek julle veragte, vernederde mense in die oë van die hele volk maak, omdat julle nie nou geset op my paaie bly nie, en menslike voorkeure laat geld in die onderrig van die wet. Tot sover. Kom ons buig die hoofde en dan bid ek vir ons. Ons almagtige God, Hemelse Vader, hoe ontzagwekkend is U nie, hoe geregtig, regverdig en standvastig is U nie. Ons kom as 'n gemeente, Here, en ons eer U vir wie U is. Nie net is U geregtig nie, maar U is ook genadig. En U is vol liefdevolle trou. Dit is ons begeerte, Here, om U te aanbid na waarde vandag as ons by mekaar kom. Ek wil bid vir die gemeente. Ek wil bid dat ons elkeen wat hier sit, die fokus sal rig op U. Nie op dit wat in ons verlede gebeur het nie wat vanoggend op pad hiernatoe gebeur het nie, maar op U. Ons kyk na U as ons bron van blydskap, as ons bron van verlossing en as ons Here. Ag Here, ek bid dat U asseblief met die leierskap van Antipas sal wees, met Frans as ons herder en leraar, met die ouderlinge, die diakens, almal wat 'n funksie verrig in die gemeente. Vra ek dat U ons sal krag gee, dat U ons sal lei en sal leer om met verantwoording ons taak te verrig. Help ons, Here, om die gemeente te lei tot U eer. Ek wil ook bid vir elke lidmaat in die gemeente, elkeen wat geloof in U bely, dat U hulle sal lei deur die was van die woord, soos ons nou gehoor het, en die leer wat U toekom. Help elke lidmaat, Here, om in sy dagtaak te kan funksioneer tot eer van U naam, om 'n getuienis te wees vir die heerlikheid en die hoop wat in hulle leef. Maak ons 'n gemeente, Here, wat 'n lig het om te skyn. Sal U asseblief ons beskerm en ons lei in hierdie pad. Ek wil ook bid vir die verskeie bedienings in ons geleedere,
van die kleintjies, sondagskool, jong mense, kategese, seniors, die vroue, die mans. Ek bid Here dat U al die bedieninge in Antipas sal seën en dat U ons sal help om disippels te maak van mekaar, maar om op ons beurt dan ook uit te gaan en disippels van die nasies te maak. Daar waar ons funksioneer, daar waar U ons geplaas het. Ek wil ook bid Here vir ons sendelinge. Baie dankie dat ons in ons onlangse interaksie met Ernst kon terugvoer kry oor hoe dit gaan en met die bedrywighede daar in Myanmar. Maar so ook Here bid ons vir al ons sendelinge, vir Dennis en Riti Woest, vir Wellington, vir Antoinette met die Bybelvertaling, Benny Bonthuis in Noord-Afrika. Here, wat 'n voorreg om hierdie mense te ondersteun in hulle taak vir die evangelie. Ek vra dat U aan hulle behoeftes sal voorsien, of dit fisies is, maar ook geestelik. Ek vra dat U kerk sal bou, deur die mense wat U gestuur het. Wat 'n voorreg om hulle te kan ondersteun, Here. Ek vra dat U Antipas sal bekragtig om so te kan volhou. Ek bid ook Here vir ons assosiasie met ander baptiste gemeentes, in die Sola 5 assosiasie, en die broederskapkringe waaraan Frans hoofsaaklik deelneem. Mag ons Here by mekaar kom onder die goeie leer, mag ons mekaar verantwoordelik hou, terwyl ons die belydenis wat U vir ons gegee het, uitleef. Ek wil ook bid vir ons land. O Here, ons het so nodig dat mense wat in ons land regeer, in leierskapsposisies is, die knie buig onder U heerskappy. Here, U is die heerser oor alle magte. U het regering ingestel. Sal U tog asseblief gee dat diegene wat oor ons regeer, die knie buig. Dat hulle sonde sal bely en hulle geloof in U sal plaas, sodat hulle kan regeer, terwyl ons in vrede kan leef en godvrugtig kan wees. Ek wil ook bid, Here, vir die land van Pakistan. Oorweldigende moslemland met enkele Christene in 'n enkele Christenkerk. Ek vra dat U asseblief die Christenkerk sal beskerm en sal onderhou. Bid dat U met hulle sal wees in die ontberings wat hulle het, rakende die regering wat oor hulle aangestel is, en ook die verdrukking wat selfs vrouens en kinders moet ondergaan by die uitoefen van hulle geloof. Here, in dieselfde asem kan ons U dank vir die voorreg om U te kan dien in 'n land waar ons nie verdruk word nie. Mag ons nie verslap in ons toewyding nie, want ons boeties en sissies elders in die wêreld kry baie swaar. Sal U asseblief deernis in ons harte gee om vir hulle te bid en te ondersteun sover ons kan, terwyl U kerk bou. Here, daar is enkele lidmate vir wie ek wil bid, soos genoem by die naam, 'n bietjie vroeër, het ons baie mense in ons geleedere wat las het van siekte, geestestoestande, swaar kry. Here, finansiële uitdagings, werksdruk, werk wat nie gebeur of inkom nie. Ag Here, sal U elkeen van hierdie mense soos genoem bystaan. Sal U asseblief met elkeen van hulle wees en hulle help. Ons weet, dit is nie U wil dat ons verbrysel en verdruk word tot verbryseling nie, maar dat ons swaar kry trotseer, dat ons weet, U is met ons. Ons vra Here, dat U in elkeen van ons geleedere sal werk, en dat U ons sal help om diegene te bedien wat nood het. Dat U die mense in die gemeente sal beweeg tot 'n hart van barmhartigheid onder mekaar, sodat ons 'n voorbeeld kan wees vir die wêreld daar buite. Ek vra dat U vir Isak sal seën as hy nou die woord gaan bedien. Laat U woord geheilig word, net soos wat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, Here,
U verlossingskoninkryk wat vir ons 'n vaste hoop gee. Laat U wil geskied. Net soos wat dit in die hemel geskied, ook op die aarde. Ons eer U, want U is waardig. Amen. Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir die geleentheid weer eens om vandag vir julle met die woord te kan bedien. Hou asseblief julle Bybels oop by Maleagi, waar ons gelees het, en maak dan oop en julle aanhand by Hebreërs hoofstuk 13. Hebreërs hoofstuk 13. Nou terwyl julle dit vind, veronderstel iemand belangriks, baie belangriks gaan by jou kom kuier. En jy weet vooraf die persoon gaan kom. So natuurlik gaan jy seker maak jou huis is skoon en jy gaan seker maak jou voorkoms is reg vir hierdie afspraak. Jy gaan heel moontlik seker maak jy het koffie by die huis. En dat jy alles het om die persoon te kan bedien. Wanneer die persoon met jou praat, gaan jy nie halfhartig nie betrokke wees nie, jy gaan betrokke wees, heel hartig. Veronderstel hierdie persoon is 'n werkgewer, 'n groot baas van 'n maatskappy. En hy bevorder jou in 'n posisie en stel mense onder jou aan, waar hy dan van jou verwag om instruksies vir daai mense te gee. Jy gaan tog jou beste doen om akkuraat te wees aan die instruksies wat die werkgewer vir jou gee en dit so te delegeer vir die mense onder jou. Nou liewe gemeente, as ons soveel moeite sal doen met 'n belangrike persoon wat by jou kom kuier, om hom te eer, hoeveel meer moet ons nie die skepper van die heelal, ons God, eer nie? As dit ons soveel moeite sal doen vir 'n werkgewer, hoeveel meer behoort ons nie ernstig te wees om die instruksies van God akkuraat oor te dra aan mense nie. Nou die probleem kom wanneer mense God nie as belangrik ag nie. En daar kan verskeie redes hiervoor wees. Dit kan 'n lae beeld van God wees, of dit kan 'n hoë beeld van jouself wees. In Maleagi se geval lees ons, daar was verwagtinge gewees van profesie wat moet vervul en hulle het, omstandighede was nie volgens hulle verwagting reg gewees nie. En dit kan die oorsaak ook wees. Nou ek vra vanoggend vir jou, ken jy so mense wat die Here nie eer soos wat hulle moet nie? Is jy moontlik self so 'n persoon wat sukkel om dit te doen? Wel aan die einde van vandag se boodskap gaan ons almal so mense ken, want dit is waaroor ons teks gaan. Vandag gaan ons aan met die reeks uit die boek van Maleagi. Verlede week het Frans met dit begin. Hy het gekyk na die inleiding van die boek, asook die eerste dispuut. Daar's 6 dispute in hierdie boek. En net vinnige konteks, die omstandighede waarin Israel hulle self bevind het, was nie goed gewees nie. Want hulle het 'n verwagting gehad dat daai profesie gaan vervul. En hulle het toe God se liefde begin bevraagteken. Maar God het gekom en hy het sy liefde aan hulle bevestig in vers 2 tot 5 van Maleagi 1. En hy het verwys na die verbond. Hy het gesê, kyk na die verbond en sien ek het julle lief. Nou, vandag se teks gaan presies dan nou oor die priesters. Nee, en ons kan eintlik sien, die probleem was nie so regtig God se liefde vir die volk nie, maar die probleem was eerder die volk se liefde vir God gewees. Nou, ons kyk oor die priesters en waar hulle fouteer het, spesifiek in 2 aspekte waar hulle fouteer het. Ons gaan nou meer daaroor praat, maar ek wil eers vra, hoekom moet ons dit weet? Hoekom moet ons hierdie teks analiseer en daaruit put? Want dis uit die Ou Testament. Die priesters, hulle staan in die Ou Testament as 'n bemiddelende rol tussen God en die volk. Hulle het verskeie verantwoordelikhede gehad, onder andere offers wat hulle moes gedoen het, tempeldiens wat hulle gelewer het, wetsonderrig. Hulle moes die reinheid en heilig wees gehandhaaf het. Nou, is reg as jy vanoggend die vraag het, hulle was in die Ou Verbond, en ons is nie meer in die Ou Verbond, ons is in die Nuwe Verbond. Nou, dis waar, maar ek wil ons moet mooi besef, die Ou Verbond het nie gewerk nie. Dis juist waar hierdie gaan. Die mense kon nie hulle kant van die verbond hou nie. Dit was juist as gevolg van die Nuwe Verbond, wat heeltemal anders is. God doen eintlik alles in die Nuwe Verbond. In Hebreërs 8 vers 8 tot 10 staan daar duidelik, dat die wet word nou op die mense se gedagtes en hulle harte geskryf. En dis die Nuwe Verbond. Hou ook in gedagte, 1 Petrus 2 vers 9,
waar daar word gepraat van ons as geestelike priesters. Nee, ons word daar uitgewys as 'n uitverkore geslag, 'n koning, deel van 'n koninklike priesterdom. So ons het 'n spesifieke 'n taak om God te verheerlik, om hom te dien en dan ook hom te verkondig aan die nasies. En dan by die teks wat ek julle gevra het om oop te maak, Hebreërs 13. Daarso is dit ook waar, en ons gaan nou daarna kyk, in die Ou Testament moes hulle offers gebring het. Ons word nie geroep soos hulle om offers te bring nie, genadiglik, in die manier wat hulle offers gebring het nie, maar ons word nog steeds geroep om offers te bring. Nie die offers wat hulle gebring het nie. Kyk saam met my na Hebreërs hoofstuk 13 in vers 15. Laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Wat is dit? Dit is die vrug van lippe wat sy naam saam bely. Vers 16, moenie versluim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behae in sodanige offers. Ja, ons moet offers vir die Here gee. Het lyk nie dieselfde as die Ou Testament nie, maar ons moet. Baie bekende vers wat julle sal ken, Romeine 12, vers 1, wat Paulus sê, en hy sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus, nou, op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer, 'n lewendige, heilige offer, wat aanneemlik is vir die Here. So ons moet offers gee. Buiten hierdie perspektief dat ons geestelike priesters is, en hierdie teks so na moet kyk wanneer ons dit lees, leer ons nie net van die priesters in hierdie teks nie. Ons leer ook van God. Ons leer ook van Jesus. Ons leer spesifiek wat het God verwag. Wat was die probleem gewees? Want daai beginsels bly dieselfde. God is konstant en hy verwag dit nog van ons nou nog dieselfde. So dit als gesê, vandag gaan ons kyk na Maleagi se tweede dispuut. En dis die priesters wat vermaan word van twee aspekte. Eerstens, hulle aanbidding van God, en ons sien dit deur die manier wat hulle offers gee vir God. En tweedens, ten opsigte van hulle leierskap, en ons sien dit deur die instruksie wat hulle gegee het aan die volk. Nou wanneer dit kom by die aanbidding, gaan ons spesifiek kyk na vers 6 tot die einde van hoofstuk 1, en ons gaan kyk na die beskuldiging, ons gaan kyk na die bewys, ons gaan kyk na die gevolg, en dan die wortelprobleem wat ons by wil uitkom. En dan in hoofstuk 2 skuif dit na die leierskap, en daar gaan ons dieper kyk na die gevolg van hulle swak leierskap, wat hulle die instruksies aan die volk gegee het, en dan 'n vloek wat gekom het. Ons kan sien, daar word dan ware priesters beskryf, volgens die verbond, hoe hulle moet lyk. En ons gaan dan daarna sien die kontras met die priesters wat ons lees in Maleagi en die ware priesters, en hoe hulle misluk. En dan wat ons daar uitlei is, daar kort 'n nuwe priester, daar kort 'n beter priester, 'n ware priester is nodig. Sover het klaar die teks vir ons gelees, baie dankie. Ons gaan nou deur die teks gaan, ek sal dit lees soos wat ons deur die teks gaan, maar voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë en vra vir God se hulp. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons prys U vir die geleentheid wat ons het om hier so te kan wees. Ons dankie vir die woord wat ons nou kan oopmaak, Here, kom praat met ons soos verskeie kere gebid is vandag, Here, ons het regtig nodig dat U vir ons die teks kom oopbreek en net die Gees in ons kom werk. Asseblief, Here, kom steek my weg, mag U verheerlik word, mag U woord uitgaan, mag die mense gewillig wees, mag U Gees werk nou. Asseblief, in die naam van Jesus bid ons dit alleen. Amen. So kom ons kyk na die eerste aspek. En dit is waarvoor die priesters vermaan word ten opsigte van hulle aanbidding vir God. En ons sien dit in hulle offergawes. Kyk saam met my na Maleagi 1 vanaf vers 6. En ons kyk daar en ons sien eerstens die beskuldiging. 'n Seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek die opperheer is, waar is die ontzag vir my? Die Here Heerser oor alle magte sê, dit geld vir julle priesters wat my naam minag, maar julle vra, hoe minag ons U naam? Nou hier is dadelik 'n duidelike beskuldiging van die Here. Julle minag my naam. En hier word twee verhoudings uitgewys, 'n vader en 'n seun verhouding, of 'n meester en 'n dienaar verhouding. En die een
of die ander, maak nie saak hoe die priesters hulle gesien het nie. Kyk, 'n meester en 'n dienaar, die dienaar moes eenvoudig geluister het. Hy moes gehoorsaam gewees het. En in hierdie tyd was daar ook omgesien van die eienaar of die meester se kant af na die dienaar. Maar hy moes geluister het. As dit kom by 'n vader-seun figuur, daarso is daar ontsag en liefde en respek en ook daai versorging. Maak nie saak in watse bootjie hulle self gesien het nie. Hulle is skuldig volgens hierdie. Hulle is sonder verskoning. God stel hom dan voor as hierdie Vader en die opperheer. En hy vra vir hulle, maar waar is die respek en eerbied wat my toekom? Nou, let wel, die priesters het nie hulle fout raak gesien nie. Hulle eindig hier af en hulle vra, hoe minag ons u naam? Hulle het dit nie erken nie. Hulle was al so gewoond aan hulle halfhartige pogings om die Here te verheerlik, dat hulle blind was vir dit. Hoe minag ons u naam? Dit kom dan by die bewys, wat ons kyk in Maleagi 1 vanaf vers 7. Julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar, en dan vra julle, hoe het ons u verwerp? Omdat julle dink die tafel van die Here, omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word. Vers 8, as julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. En as julle 'n mank of 'n siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Nou, dit is sarkasme soos ons almal behoort te verstaan, maar God beantwoord hulle vraag, en hy wys spesifiek vir hulle uit, hoe minag hulle sy naam, met die offers. Hulle bring besoedelde voedsel. Nou volgens die wet, het in Moses daar, in die boek Moses, daarso, staan daar, dit moet vlekkelose offers wees, dit moet die beste van die kudde wees, wat vir die Here gegee moet word. Maar kyk wat doen hulle in kontras, hulle bring die blindes, die siekes, die mankes, daarso, kan ons sien, die aanbidding, wat hulle gee vir God, en die beeld wat die offer gee is waardeloos. Hulle sou in elk geval daai diere verloor het. Verder dan gaan die Here in die middel van vers 8 van Maleagi aan, en hy sê, bied so iets vir jou streekgouverneur aan, sou hy jou aanvaar, sou hy goedgesind wees teenoor jou, vra die Here heerser oor alle magte. Nou, omdat die priesters blind is, hulle verstaan nie, hulle is so gewoond aan hierdie, kom die Here en hy maak dit vir hulle prakties. En hy sê, jou streekgouverneur sal nie eers gelukkig wees met dit nie. Dis 'n menslike regeerder. Hulle sal nie durf om dit vir hom te vat nie, maar hulle gee dit vir die skepper van die Here, hulle God. Dit sit dit in perspektief, nee, hoe absurd dit is wat hulle gedoen het en hoe blind absoluut hulle was. Nou na hierdie logiese redenasie wat God vir hulle wys uit hulle blindheid hoe hulle verkeerd is, kom hy en ons sien in vers 9 dan, vra hy weer, moet hy tevrede wees? Sou julle God dan nou gunstig stem, dat hy ons gemoedig kan wees, terwyl julle so iets doen, sal hy deur julle te doen, goedgesind wees? Die Here heerser oor alle magte het dit gesê. Ons het gesien, hulle is beskuldig, die priesters. Ons het gesien, die bewys is gelewer. Kom ons kyk nou na die gevolg van hierdie minderwaardige offers wat hulle gee. Lees saam met my in vers 10. Was daar maar iemand onder julle wat die tempeldeure kon toesluit, sodat julle nie die vuur op my altaar verniet aan die brand steek nie. Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Nou God se reaksie hier is iets wat skokkend vir van die mense wat dit kan lees dalk. Geen aanbidding is beter as verkeerde aanbidding of valse aanbidding. En dink daaraan, die valse sekuriteit wat die priesters gekry het deur hierdie. Hulle doen iets en hulle is totaal en al onbewus van dat hulle dit verkeerd doen. Hulle vra heeltyd, maar hoe het ons dit gedoen? Kyk, die priesters hier is in 'n ernstige posisie, hulle behaag die Here glad nie. Soos wat hy sê, ek is julle nie goedgesind nie. Dit is onaanvaarbaar. Dan vir die volgende vers skuif die fokus van Israel af na al die nasies. In vers 11 staan daar, immers, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies. En op elke plek word reukwerk en 'n reinoffer aangebied vir my naam, want my naam is groot onder die nasies, sê die Here, heerser oor alle magte. Nou, om hierdie vers reg te verstaan, mense het die al verkeerd verstaan en gesê, in dieselfde tyd wat hierdie issue daar was, en die priesters
wat ons van lees, van Israel, het dit nie reg gekry om die Here waardig te aanbid nie, was daar mense, en as ons hierdie teks letterlik wil interpreteer, orals, wat waardig die Here verheerlik het. Maar as ons dit reg wil verstaan, moet ons die frase daar in die begin, van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, as belangrik ag. Daai frase word gebruik op ander plekke soos Psalm 50 vers 1, 113 vers 3, en daar word dit verwys na die hele wêreld. En dit is nie gebonde aan 'n spesifieke tydperk noodwendig nie. En Jesaja 45 vers 6 en 59 vers 19 koppel dit dan spesifiek aan die nasies wat die Here dien. Dis nie 'n vreemde ding gewees nie, hierdie konsep van al die nasies wat die Here dien. Dis reg deur die Ou Testament as ons terug daarna kyk. In Jesaja 19 en ook 66 word die nasies genoem wat offers bring vir God, en dit is aanneemlik, dis aanvaarbaar, dis reg. Nou hierdie vers 11 skakel dan ook in ons teks, verlede week se teks, vers 5, as julle julle oë laat opgaan. Met julle eie oë sal julle dit sien, en julle sal self erken, die Here is groot buite die grens van Israel. En ook vers 14, as jy jou oë laat afgaan, en my naam wek ontzag by die nasies. Die punt van vers 11 is dat die nasies die God van die Bybel gaan leer ken, en hulle gaan hom dien. En dit was ook altyd God se plan, om al die nasies te bereik. Die priesters is beskuldig, hulle minag die Here. Die bewys is gelewer, ons sien dit in hulle offergawes. Die gevolg is duidelik, God aanvaar nie hulle aanbidding nie. Maar die offergawes is egter eintlik maar net 'n simptoom van die ware probleem. En dit bring ons dan by die wortelprobleem. In Maleagi 1 vanaf vers 12 staan daar, maar julle ontheilig my naam, aangesien julle dink die tafel van die Here is besoedel. En oor wat dit bied, dink julle, sy voedsel kan maar geminag word. Vers 13, en dan sê julle, kyk, watter moeite is dit nie? En julle skat dit gering, sê die Here, heerser oor alle magte. Julle bring diere wat geroof en mank en siek is, en bied dit as 'n offergawe aan. Moet ek dit uit julle hand aanvaar? Vra die Here. Nou ek het die paar keer genoem, maar net weer, ons kyk na die Israeliete en die priesters en dink, hoe kon hulle dit doen? Maar verlede week het ons gekyk, hulle het op 'n plek gekom wat hulle God se liefde bevraagteken het, en hulle eie liefde het afgekoel vir God. En ons sien dit in vers 12, oor wat dit bied. Hulle dink, die offers beteken niks. Daar's nie waarde agter dit nie, want hulle sien nie hulle omstandighede verander noodwendig nie. En dan baie vinnig, wanneer jy nie iets as waardevol sien nie, dan begin jy dink, dis moeite. En kyk na vers 13, kyk watter moeite is dit nie. Maar dan nou weer eens doen hulle nie eers die moeite nie, want hulle het nie die motivering om dit te doen nie, want hulle bring diere wat geroof is. Dis 'n dier wat deur 'n wilde dier gevang is, en gebyt is, dalk gewond is, en dan gaan offer hulle hom, of doodgemaak is, en hulle gaan offer hom. Hulle vat mankdiere en siekdiere, hier is herhaling, maar nou weer eens, diere wat hulle sou verloor het. Dit kos hulle niks om daai diere te vat nie. Kyk, hulle siening eintlik is dat God se genade goedkoop is. God gaan ons mos vergewe, so kom ons doen net iets. Nou, dis baie ernstig hierso. En om die erns uit te wys, kyk ons nou na vers 14, want God vra aan die einde, moet hy dit aanvaar, en dan wys hy weer die erns uit in vers 14. Vervloek is iemand wat bedrieg deur 'n gelofte af te lê, maar 'n verminkte dier aan die Here te offer, terwyl daar 'n manlike dier in sy kudde is. Ek is immers die groot koning, sê die Here, heerser oor alle magte, en my naam wek ontzag by die nasies. Vervloek is die mens wat dit doen. Dis ernstig, en dit word so uitgewys. Nou, vir 'n oomblik hier in vers 14 word die fokus van die priesters afgeskuif, as ons mooi kyk, en is op die hele volk. Enige iemand wat dit bring, uit jou kudde uit, jy gaan 'n dier bring, maar jy bring nie die beste nie. Dit is nie meer net die priesters nie, maar dan weer eens nou, die priesters was verantwoordelik om dit te stop, om te sien, nee, ekskuus, ek sien die dier wat jy gebring het is nie reg nie, hier is die instruksie, gaan maak dit reg, maar hulle het nie, hulle het gesê, dis okay, bring dit. So baie vinnig, net so vinnig soos die fokus na die volk toe gaan, en die onwaardige offers, en dis 'n vloek vir hulle ook,
Net so vinnig gaan dit weer terug na die priesters, soos wat ons nou sal sien in hoofstuk 2, want hulle was verantwoordelik. Dis die einde van hoofstuk 1 en ons het gekyk nou na die eerste aspek, waar die priesters vermaan word vir hulle aanbidding vir God deur hulle offergawes. En die tweede aspek waarvoor ons nou gaan begin kyk in hoofstuk 2 is waar hulle vermaan word, omdat hulle korrupte leiers is, en hulle instruksie vir die volk is nie reg nie. En ergens kan ons sien in die volgende vers 1 van vers 2, en dit begin met 'n waarskuwing. Daarom, vir julle geld hierdie beslissings priester. Sien die erns net in daai, dis 'n regterlike uitspraak, julle is skuldig, hierdie beslissing geld. Wat is dit vers 2? As julle nie luister nie, en dit nie ter harte neem om my naam te eer nie, sê die Here Heerser oor alle magte, sal ek 'n vloek onder julle instuur, en ek sal dit wat vir julle tot seën moet wees, vervloek. Trouwens, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle die saak nie ter harte neem nie. Nou die Here gee 2 voorwaardes hier. Hy sê, luister, en gewoonlik met luister, as ek vir my kinders sê luister, baie keer sal hulle luister, maar nie doen luister nie. En mense wil beide hê. So die offers moet verander, hulle moet reg wees, hulle moet luister, maar ook dan praat daar van, hulle moet die intensies, hulle moet dit ter harte neem om die naam van die Here te eer, hulle intensies moet reg wees, hulle begeertes moet reg wees. God soek nie net die regte offers nie, regte offers is 'n simptoom van die regte ingesteldheid. Nou, hierdie is baie ernstig weer eens, en ek lê klem daarop, hoe ernstig dit is. Selfs die seëninge word vloeke. Die dinge wat goed moes wees, word sleg. Omdat hulle ongehoorsaam is. Om die erns hiervan uit te wys, kom ons by vers 3 van hoofstuk 2. Kyk, ek gaan julle en julle nageslag teregwys. Ek gaan pensmis in julle gesigte spat. Die pensmis van julle veeoffers. Ek sal julle uit my teenwoordigheid verwyder, sê die Here. En ek dink dit moes hulle ore gevang het, want ek dink dit vang meeste van ons se ore. In die seremoniële wette lees ons dat wanneer hulle die offers gebring het, moes hulle die pensmis gevat het buite die kamp en daar gaan brand het. Nou of hulle dit gedoen het of nie, ons kan dink hulle het dit nie gedoen nie, maar dis hierdie spraak nie, die intensies is nie reg nie, die hartsaak is nie reg nie. Nou God sê hier, hy gaan hulle verneder. Hy gaan hulle uit sy teenwoordigheid uitdryf. Soos wat daai pensmis uit die kamp moes gaan die priesters uit die teenwoordigheid van God uitgaan. En dis ironies, want die priesters is juist daar om die Here te dien in sy teenwoordigheid. En hy gaan hulle nou uitvat. Jy sien die erns van geestelike leierskap wat die Here het. Dit is baie belangrik, geestelike leierskap. Nou, moet ek jou vra vir 'n oomblik, pas hierdie by God se karakter, wat jy verstaan in jou kop? Is dit iets wat jy dink, ja, dit maak sin? Die rede hoekom ek dit vra is, in die wêreld waar ons leef, oral, meestal, word God se liefde en genade baie beklemtoon. Soveel ten koste van sy heiligheid en sy geregtigheid, dat die liefde die heiligheid afbring. En ons lees iets soos en hopelik bring dit net weer als in perspektief. Ons moet nooit een van God se eienskappe verhef ten koste van 'n ander nie, maar laat almal saam praat. Nou, God is 'n God van geregtigheid. Hy is 'n heilige God en ons sien dit hierso. Maar hy is ook 'n God van genade en liefde en hy's 'n verbondsgod. En dit sien ons as ons aanlees. Kyk saam met my vers 4. Dan sal julle besef dat ek hierdie beslissing oor julle gebring het, sodat my verbond met Levi kan bly bestaan, sê die Here Heerser oor alle magte. Die doel is om die verbond te hou. Dit is nie om net hulle weg te dryf en God gaan aan nie. Julle sien God se genade ook hierso. In ons teks volgende sien ons dan die ware priesterskap, hoe dit moet lyk volgens die verbond. Kyk saam met my in Maleagi 2 vanaf vers 5. My verbond met hom, praat van Levi, was bedoel om lewe en vrede te gee. Ek het dit aan hom gegee om ontsag te wek. Hy het vir my ontsag gehad en vir my naam het hy gesidder. Betroubare onderrig in die wet het uit sy mond gekom en onreg is nie in sy lippe gevind nie. In vrede en opregtheid het hy saam met my geloop en hy het baie laat afsien van sonde.
Vers 7, die lippe van 'n priester moet immers kennis in stand hou. Mense soek onderrig in wat hy sê, omdat hy 'n boodskapper is van die Here, heerser oor alle magte. Nou, hier word die ware priesters beskryf en ons kan duidelik amper 'n kontras sien, maar ons gaan wag met die kontras want ons gaan nou die kontras sien hierna. Maar hulle het ontzag vir die Here, vers 5 se einde. Hy het ontzag vir sy naam gehad, hy het gesidder as gevolg van daai ontzag. Hulle het betroubare onderrig gegee. Die instruksies was volgens wat die werkgewer wou gehad het jy vir die werknemers onder jou moes gee. Dit was getrou gewees aan dit. Daar was verhouding en integriteit. In vers 6 sien ons dit. Hy het saam met God geloop in vrede en opregtheid. En dan ook invloed tot bekering. Baie mense is weerhou van sonde. En dis ook wat ons hoop en bid, dat mense van 'n vroeë ouderdom af die Here vind, want dan is daar 'n klomp sonde wat weerhou is, wat andersins sou geskied het. Nou ek wil sien julle die positiwiteit van hierdie verbond. Dis daar om liefde en vrede, sê die woord, vir ons te gee. Dis nooit veronderstel om 'n vloek te gewees het, om swaar te gewees het nie. Dis daar vir positief, maar natuurlik sien ons die priesters misluk. Ons sien die kontras dan, ook nou weer in die teks wat volg. Net vinnig vir hersiening, ons het gesien, hulle is gewaarsku. Ons het gesien wat die ware priesters, hoe hulle lyk. Nou gaan ons sien die kontras, finaal en hulle mislukking, die priesters wat ons lees van in Maleagi. Kyk saam met my in vers 8. Maar julle het afgewyk van die pad, en baie mense laat struikel deur julle onderrig. Julle het die verbond van die Lewiete geskenk, sê die Here, heerser oor alle magte. Op my beurt sal ek julle veragte en vernederende mense in die oë van die hele volk maak, omdat julle nie nougeset op my paaie bly nie, en menslike voorkeure laat geld in die onderrig van die wet. Die kontras hier is duidelik tussen die priesters wat daar moet wees en die priesters wat hier is. Hulle het afgewyk van die pad, vers 11. Gedoen wat hulle wil, nie gedoen wat die Here wil hê hulle moet doen nie. Hulle het baie mense laat struikel. Ja, bring daai dier, die Here sal dit aanvaar. Moet net nie belas wees nie, volgens menslike begeertes. Is nie God gesentreerd gewees nie. En hulle het die verbond van die Lewiete verbreek. Nou, ons weet en dis duidelik dat die priesters dit nie kon regkry nie. Hulle kon nie. Wat dit vir ons dan uitwys is, daar's 'n nuwe priester of 'n beter priester wat kort. So maak asseblief julle Bybels oop by Hebreërs hoofstuk 7. Hierdie gedeelte in Hebreërs beskryf God as die hoëpriester van ons die verbond, die nuwe verbond waar ons nou is. Is een wat nie soos die priesters wat ons van in Maleagi is, misluk nie, maar hy is volmaak in alle opsigte. Hebreërs hoofstuk 7 vanaf vers 26 lees ons. So 'n hoëpriester was ook vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbevlek, afgesonder van die sondaars en hoër as die hemele verhewe is. Vers 27, wat anders as die hoëpriesters nie elke dag nodig het om eers ter wille van hulle eie sondes offers te bring en daarna vir die volk nie, want dit het hy eens en vir altyd gedoen toe hy homself as 'n offer gebring het. Vers 28, die wet stel mense met swakhede as hoëpriesters aan, maar die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Nou, die kontras wil ek dit maak met Jesus en die Maleagiese, die priesters wat ons van lees in Maleagi. Hulle het God se naam geminag. Jesus het God se naam volkome verheerlik. Waar hulle gebreklike en slegte offers gebring het Jesus volmaakte offers gevat vir die Here. Insluitend die volmaakste, die perfekte offer homself. Waar hulle met hulle eie sondes gesukkel het en dit nie kon oorkom nie, is Jesus sonder sonde. Hy is perfek, vlekloos, onskuldig, heilig. Waar hulle mensgesentreerd was en daarvolgens gewandel het, het hy volkome gehoorsaam gebly aan die wil van die Here. Nie my wil nie, maar laat u wil geskied, ten koste van hom. Waar hulle
ander laat struikel, het Jesus self die pad tot verlossing geword. Nou Jesus vervul volkome wat die priesters moes gewees het. En Jesus is die antwoord op die probleem wat ons sien as ons kyk na Maleagi. Jesus was die een wat waardig die Here aanbid het, met die regte offers, wat die instruksies bewaar het en oorgedra het op die regte manier. Anders gesê, as Jesus nie ons hoëpriester was nie, as Jesus nie gedoen het wat hy gedoen het nie, dan sou die priesters wat ons van lees in Maleagi, die perfekte prentjie gewees het, van wat ek en jy vandag nog sou wees. Om dit alles saam te vat, ons het vandag gesien, hoe God erns opvat wanneer dit kom by aanbidding, en ware aanbidding. Ons het gesien hoe die priesters gefaal het. Dit is waar, ons is deel van 'n koninklike priesterdom, en so word ons ook opgeroep om offers te gee aan God wat waarlik aanneemlik is. Dit is net moontlik as gevolg van wat Jesus klaar gedoen het. Hy as ons hoëpriester maak dat ek en jy ook kan lewe in die waarheid, en die voorreg kan hê om in opregtheid ons Vader te aanbid. Om getrou te wees wanneer dit kom by om sy woord en instruksies te verkondig. Dit is waar, ja, maar sien waar die priesters gefaal het en waartoe ons moet streef, maar ook gaan val, het Christus nie geval nie. Christus is die volmaakte hoëpriester. Kom ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kyk na hierdie teks, Here, en ons kan dit op so baie verskillende maniere sien. En Here, om uit te kom by die gevolgtrekking dat ons daai priesters in onsself sou gewees het, Here. Help elkeen van ons, Here, om opnuut te waardeer wat U deur Christus vir ons bewerk het. Dat ons nou 'n voorreg het om U te kan aanbid van harte. En dat dit tot ons eie voordeel is, nie 'n vloek enigsins nie. Ons dank en prys U vir U goedheid, vir U soewereiniteit, Here. Kom werk met ons, kom praat met ons soos wat ons hierdie woorde nadink. Net uit genade in die naam van Jesus bid ons dit alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here, soos wat julle vandag. Mag die genade van Jesus Christus ons Here en die liefde van ons God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Verheerlik die Here en deur hom waardig te aanbid, volg hom, geniet hom, deur dankbaar te wees vir die hoëpriester wat ons nie kon wees nie, maar wat hy voorsien het. Amen.